Welkom terug by die groot ontbyt. Ons gesels môre met Jakes Maritz, hy's natuurlik 'n mede-stigter van Expat Explore. Ons praat 'n bietjie oor toer. My lekkerste onderwerp. Hulle is natuurlik gebaseer in Londen. Hulle ken Europa onder andere nogal redelik goed en dis die mense met wie jy wil gesels. Goeiemôre Jakes. Goeiemôre, baie lekker om hier by julle te wees. Dit is inderdaad lekker om jou te hê want 'n mens droom altyd as mense onder die onderhoude luister en kyk na wat jy te sê het, dan dwaal my gedagtes op mooi Natuurlijk, lekker. dus ek is hier om te inspireer. Nou praai. Jakes, kom ons praat 'n bietjie oor wanneer mense op vakansie gaan. Kyk, daar is 'n mense wat sê luister, jy moet nou nie in piekseisoen in Europa gaan nie. As ander tye Augustus is nogal oulik of hoe ook al. Dalk later is. Hoe werk piekseisoen? Hulle noem dit high season, shoulder season het ek ook gehoor is dit. Ja, so daar is maar verskillende konsepte of name wat ons gebruik vir tye van die jaar. Ek meen, uit die aard van die saak, omdat dit nou al so lank, kom ons agter daar sekere tye wat jy sekere tipe toer kan doen. So, height of season, as ons nou die Engels wil gebruik, die hoogseisoen, is natuurlik wanneer almal so toe gaan, veral in Europa. En as jy mens dink Wes-Europa, dit is nog steeds baie lekker ervaring. Ek het gister met iemand gepraat, as jy daai besige ervaring soek en die temperatuur is warm en jy's in Rome en jy bak soos in die Kalahari, dan is dit wanneer jy so toe gaan. Maar daar is goeders wat jy kan doen so op die kante van dit. Ons noem dit shoulder season. So dis nog nie winter nie. Dis net so op die kante van daai somerperiode. Is nie so besig nie. Die temperatuur is bietjie meer gematig, so jy gaan nog steeds al die goeders sien, maar dis 'n baie lekker tyd en dis daai geheime seisoen waarvan ons praat as jy wil Europa toe gaan. Baie soos die Kaap in die winter. Die Kaap in die winter ook, jy weet, as jy 'n goeie dag kry en dit reën nie, dan is dit eintlik 'n baie lekker tyd om daar so te wees. Hoe belangrik, want ons praat nou juis oor tydsberekening. Is tydsberekening as dit byvoorbeeld kom as jy Japan toe gaan of Egipte toe gaan? Ja, dit is baie belangrik. As jy byvoorbeeld Japan vat, ek weet baie mense, een van hulle groot drome is natuurlik om die cherry blossoms te sien of wat is die kersiebloeisels. Ja. Maar dit is 'n baie klein tydsone wat jy kan gaan. So laat in Maart wat jy dit wil gaan doen. So as jy dit wil gaan doen, moet jy baie deeglik beplan. En natuurlik as jy nou vat Egipte, jy weet in die noordelike halfrond, die somermaande in Egipte, alhoewel ek het dit al baie in die somer gedoen, maar dit is hard. Jy moet voorbereid wees vir daai hitte om dit te gaan doen. So wat baie mense doen is hulle gaan in daai nie somerperiode nie. Jy weet nou weer, jy weet omgekeerd is vir ons en ons jy weet wanneer dit nou somer hierdie kant is, jy weet, en dit maak dit baie meer 'n gematigde ervaring, ja. As mens oorsee gaan, wat dink jy is die grootste foute wat mense maak as jy oorsee reis bespreek? Wel, dit gaan oor beplanning. Dis werklik waar wat ons vind is dat mense moet voorberei vir wanneer hulle oorsee gaan. Want ek dink die ding is jy moet nou 'n beperkte tyd daarso. So wat jy graag wil doen is jy wil jou tyd optimaliseer. So doen jou beplanning vooraf. Weet waar jy gaan, weet wat jy wil gaan doen. Doen 'n bietjie navorsing, jy weet laai jy weet kaarte af en jy weet lees op oor waar jy gaan en lees oor plekke waar jy wat jy wil besoek en waar jy wil gaan eet en daai tipe goeders doen dat jy kan voorberei daarop daag. Jy wil nou nie alles so rigied hê die hele tyd nie, jy weet. Ons maak ook baie voorsiening daarvan vir daai vryheid versus beplanningskomponente, maar vir mense hulle moet beplan en dan veral wanneer dit kom by goeders soos vlugte en visas. Ja, jy moet dink daaraan want die ding is daai vlugte kan jy ontkant vang. Jy weet as jy nou daar aankom en jy dink, wag, jy weet ek gaan oor 2 weke moet nou my vlugte bespreek, dan kan jy dalk 'n bietjie ontkant gevang word. En die kostes daar's altyd so 'n bietjie ekstra kostes hier en daar wat jy nie van seker is nie. Ja, natuurlik, ja. So beplanning is 'n baie belangrike ding wat ons vir mense sê. Is natuurlik so beskikbaar deesdae. Jy moet beplanning te doen, jy weet, op die internet, selfs ChatGPT kan mense baie help. Ons hou natuurlik verskriklik baie daarvan om mense te help omdat dit so ervare is met die reisding. Ons het nou onlangs, en ek moet vir julle eerlik sê, dis een van die beste goed wat my bemarkingsmense nog ooit uitgebring het. Ons noem dit die Savvy Travelers Guide. Jy weet, en jy kan hom aflaai op ons webwerf. Ek het selfs een hier gebring. Ek is so beïndruk met hierdie dinge, gaan vir julle dit los, maar dit sê vir jou presies of baie van daai inligting wat mense ons vra die hele tyd, het ons daarin gesit en dis die beplanningskomponent wat ons daarin gebou het. Watter bestemmings gaan dink jy vir ons die beste waarde vir geld gee in 2026? Wel, wat gaan nie vir jou goeie waarde vir geld gee nie. Maar die ding is ek dink wat mense, ek meen daar's natuurlik, as jy Wes-Europa gaan, jy weet tradisionele plekke wat mense altyd wil gaan is altyd goeie waarde vir geld, maar die een wat ek vir mense baie keer aanbeveel is Oos-Europa. Oos-Europa bied verskriklik baie in terme van
kulturele rykheid, geskiedenis, kultuur, of daai komponente van kos en om te sien hoe daai mense lewe is 'n ongelooflike ryke en lekker ervaring. Is ook nie so natuurlik so besig soos Wes-Europa nie. En die ander ding is dis 'n bietjie meer bekostigbaar. Vir Suid-Afrikaners gaan ek ook baie keer sê, my aanbevelings, Egipte moet dit nie miskyk nie. Egipte bied baie, daar's meer as aan Egipte as net die piramides. Ja, want baie mense dink jy moet in 'n konvooi ry en jy word vertrap en nee, daar is soveel te bied. Die Nyl is eintlik 'n ongelooflike rivier wat daar deur daai land gaan en wat mense kan dit ervaar vanuit 'n river cruise boot. Turkye natuurlik so kultureel ryke land en hy bied so baie, is regtig 'n unieke ongelooflike ervaring. En die een wat ek altyd vir mense sê, jy weet, dis een van my hoogtepunte. As jy die kans kry om Japan toe te gaan doen dit, want dit is vir ons so, veral vir 'n Suid-Afrikaner, dit is so unieke ervaring, so anders. Ja. En ek kan nie genoeg daaroor praat nie. So ja, dit is wat ek so aanbeveel vir mense. So hierdie Savvy Travelers Guide. Is op julle webtuiste waar kan jy skryf? Ja, jy gaan op en dan as jy jou e-mailadres intik, dan kom daai ding en jy kan hom aflaai. En nou sê dat ek kan vir jou nou reguleer as jy wil sê wat se tyd, jy weet sê maar jy wil Desember gaan en dan gaan hy vir jou sê Desember is dit nou waarheen jy wil gaan en ek gaan vir jou 'n paar tips gee. So is 'n baie handige stuk om by jou te hê vir so 2026. Op die spele webtuiste. Wat is julle webtuiste se adres? expatexplore.com. expatexplore.com. Nou hoor hierso, hoekom moet mense Expat Explorer oorweeg? Is daar 'n weergawe wat almal kan pas, iets vir almal? Ja, natuurlik. Ek meen die ding is vir ons, daar's 'n kombinasie van komponente wat ons saam sit. Ek meen ons verstaan dat mense wat internasionaal wil reis, ons soos julle kan sien, ons maak 'n travel made possible, het ook nie oneindig tyd nie. So dis die eerste ding wat baie belangrik is. So ons struktureer toer en die toerervaring vir mense op maniere dat hy sy tyd kan optimaliseer. Natuurlik ook ons produkte is baie bekostigbaar. As jy probeer daai selfde ding doen op jou eie, sal dit nooit kan doen teen daai koste wat ons dit byvoorbeeld doen nie. Want ons koop in massas aan en al daai tipe goeder. So en ons weet al hoe, jy weet, dit is 20 jaar later. Maar dis die een ding wat 'n baie groot jy weet 'n toevoeging is vir tot die reiservaring wat ons vir mense gee. Dit is ook 'n kombinasie van daai vrye tyd versus gestruktureerd versus inligting. Ons toerleiers is van die bestes in die wêreld, dit kan ek vir julle waarborg. Hulle gee vir jou soveel insig in die plekke waar jy is. En hulle voeg soveel waarde toe en dis wat ons daarso bied. Dan is daar 'n ander komponent wat ek altyd vir mense sê, dis die ding wat mense nie verwag nie. Dit is wel groeptoer en party mense dink, "Hey, hierdie ding gaan nie vir my werk nie. Hier is nou al hierdie mense werk, die dinamika." Ja, die dinamika, dit is een van die grootste bates wat ons het. Dis mense van dwars oor die wêreld bymekaar kom in 'n dinamika, hulle deel hierdie passie vir toer en ek kan jou beloof elke toer daarna, die mense stig groepe, hulle gaan reis weer saam. Hulle word vriende. Dit is so 'n ongelooflike ervaring wat mense het op daai bus en as 'n toergroep en dit is basies, jy weet, ek dink een van die groot waardes wat ons vir mense bied in reis. Ja, want jy kan ook van jy praat nou spesifiek van hierdie coach tours, maar jy kan van die bus af klim. Mense moet nou nie dink jy gaan heeldag net op 'n bus sit nie. Dis nou nie dat ek hier vasgevang is langs die persoon langs my. Nee, jy sit nie heeldag op 'n bus nie. Jy loop baie, jy ervaar. Ons benadering was nog altyd, ek en my besigheidsvriend Karl het altyd gesê, jy weet, jy ervaar dinge die beste op jou voete as jy deur die plekke loop. Jy weet, dis ons jy weet, jy loop deur die stede, jy ervaar deur te voel en te eet en te sien. Die bus vat jou van een plek na die ander, maar natuurlik uit die aard van die saak het ons al geleer om die buskomponent ook 'n unieke ervaring te maak. Maar ja, jy sit nie net heeltyd op 'n bus. So die bustoer is dan ook 'n bietjie sightseeing. Ja, jy kan die sightseeing kom deel van dit. Ons maak jy gaan ry verby die mooi plekke. Maar dan gaan ry verby die mooi plek en dan gaan sien jy die mooi plek. Jy stap na hom toe en jy gaan sien hom met jou. Jy klim uit en jy gaan kyk. En jy gaan kyk, ja, jy moet deelneem. Natuurlik. Nou julle het volledige pakkette, maar sluit dit die vlugte in of kan julle raad gee vir mense van waar om die beste vlugte te kry? Ja, nee, op hierdie stadium ons doen nie vlugte nie, omdat daar so baie opsies is. Dit is iets waarna ons kyk want ons mense sê partykeer vir ons wil hulle ook dalk jy weet daai komponent byvoeg, maar dit sal nog vir die toekoms wees. Maar op hierdie stadium sal ek sê net maar byvoorbeeld 'n webwerf of 'n webwerf so Skyscanner. Ongelooflike handige, jy weet, webwerf. Jy sit net in wanneer jy wil gaan, wanneer jy daar wil wees en hy gee vir jou al die opsies. Jy weet, en dit is 'n baie maklike manier om jou eie vlugte te bespreek.
Ek weet baie mense verkies nog die agentskaproete en as dit jou manier is, dan doen jy dit so. Maar vir die ou wat so 'n bietjie meer vertroud is met sy rekenaar of sy selfoon, Skyscanner kan ek verseker aanbeveel. Baie maklike webwerf om te gebruik om jou vlugte te bespreek, ja. Dis 'n baie lekker wenk. Mense moet daarna kyk. Dankie vir jou tyd en moeite, Jakes. Ja, baie dankie. Ek is nou weer lus om te reis. Ja wel. Hier's vir jou iets wat jou gaan help, jy weet. Dit sluit waar. Ek gaan verseker na Savvy Travelers Guide kyk. Baie dankie, Jakes. Baie dankie vir julle, hoor. Dit is aan Jakes Marits. Hy is natuurlik 'n mede-stigter van Expat Explore. Gaan gerus na hulle webtuiste toe. As jy 'n gratis Savvy Travelers Guide wil aflaai, expatexplore.com. Dit is die webtuiste. En as jy die besprekingskode gebruik op hulle webtuiste, luister nou hierso. DGO10, DGO10, nê? Dan kan jy 10% afslag kry. Jennifer, kom ons boek jy. 10% afslag op jou reis. Nou ja, besenfees geld natuurlik. Ek wil nou 'n vakansie hou. Maar dit is nou naweek.